Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons na 'n artikel deur Bruno Loiso vir Love Worcester. En dit fokus op 'n woord. Miskien het jy dit al gehoor, hesed. Hesed, ja. Dis 'n Hebreëse woord vir 'n soort liefde waarna ek dink ons almal eintlik smag. Jy weet, daai een wat hou, wat nie net weggaan nie. Anders as ons eie liefde soms, né, wat so voorwaardelik kan wees. Presies. So die artikel vra, hoe lyk hierdie onwrikbare liefde? En wel, wat beteken dit vir jou en my? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Dis 'n goeie plek om te begin, want hesed, kyk, dis 'n woord met ongelooflike diepte. Dit kom meer as 250 keer in die Ou Testament voor. So dis duidelik belangrik. OK, 250 keer. Dis baie. Wat beteken dit min of meer? Soms getroue liefde. Strong's Concordance praat van verbondstrou, goedheid, barmhartigheid. Michael Card, die skrywer, hy sê dis amper te diep om regtig te vertaal, jy weet. So dis meer as net een ding, dis 'n bondel konsepte amper. Presies. En dis nogal veelzeggend dat toe Moses vir God vra wie hy is, daar op die berg. Ja, Eksodus 34. Eksodus 34.6, ja. God beskryf homself as barmhartig en genadig, lankmoedig en vol hesed en trou. Dis deel van sy kernidentiteit. Wow. OK, so dis nie sommer net 'n ligte ek is lief vir jou nie. Glad nie. Dit klink baie, gewigtig. En die artikel het genoem kontrasteer dit met ons menslike liefde. Ja, die artikel stel dit reguit. Ons liefde is dikwels broos. Dit kan kraak onder druk, né? Ons weet dit al te goed. Maar hesed is anders. En die sleutel, volgens die bron, lê in waar dit vandaan kom. OK. Dit kom uit God se karakter, sy onveranderlike wese. Nie omdat ons dit verdien of omdat ons so goed is nie. Dis net wie hy is. Dis hoekom Psalm 136 dit aanhou herhaal, sy troue liefde, sy hesed, hou vir ewig. Presies, dis soos 'n refrein. En selfs in die donkerste tye, dink aan klaagliedere. Ja, klaagliedere 3. Selfs daar, te midde van absolute verwoesting, sê die skrywer die hoop lê in God se ontferming, sy hesed, wat nooit ophou nie. Dis elke oggend nuut. Dis kragtig. Die artikel noem ook iets anders wat my oog gevang het, iets oor 'n hesedhuis as 'n model vir gemeenskappe. Kan jy bietjie meer daaroor sê? Ja, dis 'n interessante konsep wat die artikel aanhaal uit 'n tesis. Die idee is dat hesed amper die sement is vir gesonde gemeenskappe. Die gom wat dinge bymekaar hou. Soort van, ja. Dit bou vertroue, dit bou samewerking. Dink daaraan, 'n gemeenskap waar verhoudings nie gedryf word deur wat is vir my daarin of agterdog nie. Maar deur hierdie beginsel van getroue, barmhartige liefde. Presies. En die bron argumenteer, sonder daai hesed verval dinge maklik. Wantroue neem oor, verdeeldheid, agteruitgang. Dit maak sin. Dit laat my egter wonder, hoe lyk dit prakties? As hesed so belangrik is, hoe leef 'n mens dit uit? Dis seker meer as net 'n mooi idee. Absoluut. En die artikel word baie konkreet hieroor. Dis nie net teorie nie. Om hesed uit te leef, sê dit, beteken jy hou jou woord. Jy kom jou beloftes na, selfs al kos dit jou iets. Selfs as dit moeilik is. Juist dan. Dit beteken jy vergewe, al voel jy wil vergeld. Jy wys barmhartigheid, waar dit makliker sou wees om te oordeel. En dit raak seker alle areas van die lewe. Alles. Getrouheid in jou huwelik, jou gesin, eerlikheid in besigheid, integriteit in hoe jy lei, of dit nou by die werk is, of in jou vriendekring, of in die kerk, oral. So dis regtig veel wyer as net persoonlike vroomheid of stilte tyd hou. Dit het 'n uitkring-effek, né? Soos die artikel dit stel. Presies. Dit het 'n impak op hoe jy optree teenoor ander. Dit motiveer vrygewigheid. Jy weet, teenoor mense wat swaar kry. Dit beteken lojaliteit aan vriende, selfs wanneer hulle jou teleurstel. Daai ekstra myl liefde waarvan gepraat word. Ja, en gasvryheid, vriendelikheid teenoor vreemdelinge, mense wat anders is. Micha 6.8 som dit eintlik so mooi op, né? Wat sê dit weer? Wat vra die Here van jou, anders as om reg te doen en liefde hesed te betrag
en ootmoedig te wandel met jou God. Reg doen, liefde betrag, nederig wandel. Dis 'n mondvol. Maar dink aan die impak as ons dit regtig sou uitleef. Die artikel skets hierdie prentjie: veiliger gesinne, skole wat empatie kweek, besighede wat mense eerste stel, selfs broe oor die skeidslyne in ons land. Dis 'n ongelooflike hoopvolle visie. Regtig. Maar dit bring ons terug na die individu, na jou wat luister. Hierdie hele gesprek oor Jesuit, dis nie net akademies of interessant nie. Dit voel soos 'n uitnodiging. Dit is presies hoe die artikel dit ook omraam. Dit eindig nie net met die definisie nie. Dit beklemtoon eers ons diep behoefte aan hierdie soort standvastige, betroubare liefde. 'n Liefde wat, soos die bron sê, God reeds ten volle in Christus gewys het. Ja, En dan los dit jou met 'n baie direkte vraag. 'n Uitdaging amper. Iets vir jou week wat voorlê. en dit is Waar? Waar in jou eie lewe, by die huis, by die werk, in jou gemeenskap, in jou vriendekring, waar roep God jou om gesed te betoon? Daardie getroue, daardie barmhartige, daardie standvastige liefde teenoor iemand spesifiek. nie net daaroor dink nie. Nee, dit aktief te gaan uitleef. Dis die eintlike vraag. Dis die aksiestap om saam met jou te dra.